Môre sê radio luisteraars, dit is maandagoggend en ons gaan na die woord van die Here toe. Ons lees wat God vir ons wil sê en ons maak dit ons eie deur hierdie dag. 2 Korintiërs 12 vers 9. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Terwyl ons op God wag, maak ons wonderlike ontdekkings in daardie tyd. Ook leer ons om krag in swakheid te ontdek, in teenstelling vir onsself, want oral moet ons hoor, ons moet sterk wees, ons moet nie huil nie, ons moet 'n brug bou en oor goed kom. Ons moet nie swak wees nie, maar sterk wees. Maar hier sê die woord vir ons vanoggend, daar is krag in swakheid en swakheid in krag. Soms sien ons geestelike tekorte raak. Ek kan maklik na myself verwys as ek het klein geloof, of dalk voel ek dat die Here my verwerp het, omdat my verlede so en so sleg lyk, of dalk voel ek so, en ek sê God hoor my nie, want hy is stil, ek hoor nie meer sy stem nie. Dalk sien jy vanoggend jou eie biddeloosheid raak, en voor jy kom kry, is dit maar menslik, waar ons net ons swakhede begin raak sien. Tot daar op 'n dag iets gebeur, waar die hemel vir jou oopskuif, waar jy begin ervaar hoeveel geestelike krag daar wel is. Dan begin jy iets beleef van sukses en van geloof. Maar Paulus waarsku ons hier, dat ons nooit moet fokus op hoe groot is my geloof. Kyk hoe kragtig kan ek bid. Kyk hoe kan mense gesond word waar ek bid. Kyk wat 'n openbaring kry ek. Kyk hoe kan ek bevryding doen. Kyk hoe kan ek die woord van God bring. Dat ons moet waak ook teen geestelike minderwaardigheid wat die teenoorgestelde is. Waar jy na jouself kyk uit jou eie siening uit of uit wat mense al gesê het van jou. Ja, daardie siening van ons waar ons voel, ons is net nie goed genoeg nie. So daar is twee kante. Daar is daardie kant waar ek so baie van myself dink, dat alles net oor die eie ek gaan. En daar is daardie kant waar ek so min van myself dink, dat alles net gaan oor my eie ek se swakheid. Maar in die Here se teenwoordigheid leer ons om ons nie blind te staar teen ons swakheid of teen wat ons dink ons sukses of ons krag is nie, maar te weet God kan my gebruik. Maak nie saak hoe sterk of hoe swak ek voel nie. As ek swak is, sê Paulus vir my, dan is ek sterk. Dan weet jy, nooit kan God se krag aan bande gelê word deur my menslike beperkings nie. Hy gaan jou gebruik ten spyte van jouself. Hy gaan jou gebed verhoor, want dit is wat in die woord staan as jy op daardie woord staan. Jy hoef nie te voel dit is nou wat geloof is nie. Jy hoef nie te voel dit is nou wat salwing is. Nou is God se krag daar nie. God se krag is altyd daar. Hy is altyd kragtiger as enige krag en hy het altyd, elke oomblik, elke sekond vir ewig die naam bo elke naam. Want wanneer jy die ontdek, self al voel jy geen salwing nie, beteken dit nog steeds nie dat die Here nie besig is om te genees nie, dat die Here nie besig is om te bevry nie. Gaan in daardie vrede in en weet dit, dat God se genade vir jou genoeg is. Want sy krag word in jou swakheid volbring, en dat jy dan eerder op jou swakhede kan roem, sodat die krag van Jesus Christus
wat in jou woon, sigbaar kan raak. Jesus, baie, baie dankie, dat ek vanoggend kan bid, dat die krag wat in u bloed is, asseblief sigbaar sal raak. Jesus, baie dankie vir u liggaam wat vir my gebreek is, sodat deur u wonde ek genesing kan ontvang. Amen.